hartlike goeiemôre, good morning aan al ons kykers. Ja, dit is Vryheidsdag en ons gaan vandag in styl vier. Vryheidsdag op sy beste en is so lekker om dit saam met julle te doen. Nou maar ja, toe, laat ek ook soos 'n professortjie lyk en dan sê ek vir jou waarna ons vandag kan uitsien. Ons gesels onder andere met Cas Webner, 'n professor inderdaad, kyk nou net in praktiese teologie aan Universiteit Stellenbosch, om bietjie meer insig te kry oor wat Vryheidsdag vir die moderne Suid-Afrikaner beteken. Arnold leer meer oor die Prescient Freedom Paddle om Robben Eiland. Dit gaan 'n lekker enetjie wees. En Lucinda Bosch gesels met ons oor 'n nuwe kursus by Skryfnet. Dan is Irene Louise van Wyk hier met nuwe musiek. Hoe lekker is dit? Wat 'n lekker verskeidenheid onderwerpe en lekker verskeidenheid gaste. Ek is baie opgewonde oor vandag se program. Ek gaan ons sommer nou afskop met ons oggendpraatjies. Yes. By die Beijing E-Town halfmarathon het iets ongelooflik gebeur. Robotte het nie net saam met mense gehardloop nie. Hulle het hulle verbygesteek. Meer as 100 spanne het deelgeneem en anders as verlede jaar, toe meeste robotte gesukkel het om klaar te maak, het baie vanjaar die volle 21 km roete suksesvol voltooi en dit boonop sonder afstandbeheer. Die robotwenner, ontwikkel deur Honor, het die wedloop in net oor die 50 minute voltooi, vinniger as professionele atlete en selfs vinniger as die wêreldrekordhouer Jacob Kiplimo. Het jy die video gesien? Ek het die video gesien. Ek kan nie. Ons weet robotte kan sekere goed vinniger en beter en meer intellektueel of meer intelligent doen as wat ons doen. But I think this is just like a slap in the face to people that are runners. Dit is amper vir my so dom as om te sê hierdie kar gaan vinniger as jy die 21 km klaar maak. I saw this and I was really just annoyed. Ja. I was just like, well, duh. Onnatuurlik, né? Ja. Why? Like, what is, jy lyk asof jy iets het om te sê. Dit was vir my oulik geweest, maar ek hou nie daarvan om te sien hoe robotte beweeg soos mense. Natuurlik is daar nog steeds jy weet, hoe sal 'n mens dit nou stel? Dis 'n robot. Vreemde bewegings. Ja. Yes. Dis nie heeltemal vloeiend nie. Ja. Maar jy gaan vir ons baie mooi Gaan wys. die bene vinniger as die arms of het hulle mooi gelyk gegaan? Ek wil net weet. Vir Ek het my dit nie is dit gesien nie. meer, ek dink net, ek gaan nou maar vanuit 'n ander invalshoek in beweeg en sê, die feit dat mense so iets kan skep, jy weet, baie keer kyk 'n mens na hierdie soort uitstallings wat plaasvind ook in China. Ek het dit nou nogal vir al die laaste tyd gereeld dopgehou. En dis interessant om te sien hoe hulle ingespan word wanneer dit kom by iets soos, jy weet, gesondheid ook. Maar ek stem saam. Ek hoor waar jy ook vandaan kom, Raz, want ek bedoel, hoe moet jy nou kompeteer met so 'n robot? Maar jy weet, miskien motiveer dit jou om te werk aan jou pas. Gaan daai robot wen. Hy gaan daai robot wen. Maar dit is onmoontlik, ja. Ja, die feit is dat daar mense is wat in minder as 'n uur halfmarathon kan klaarmaak. And I think that is just a feat of human accomplishment. So what I think I'm struggling with this story and the fact that it's gone viral is the fact that you've got to draw the line somewhere between technological advancement and actually celebrating what the human race has achieved. Like, dit is ook, soos jy sê, a celebration of what the human race has achieved because a person with a brain designed this robot. Ja. So dit is vir my net Ja, wat is die doel? Wat is die doel daarvan? yes, what are we trying to show? Because the robot then won the race, but then it kind of overshadows the achievement of a human that can run the race in a similar time. So I don't know, I'm a little bit torn. Kan ek net tussen beide tree? Ja, kom ons luister. Al wat ek so gedoen het is die mannetjie verby my gehol het, so ek een van daai water sy shaky goeie stukkend gebyt, dan net so gespuit het om te sê jy moet afkoel, chom. En dan wou ek sien hoe ver en hoe vinnig hardloop hy. Dit is gevaarlik. Dit doen. Ja, maar well done aan die mense wat dit ontwerp het en dat dit nou beter gegaan het as verlede jaar, but I don't really want to see this. Biddy. Ja. Ras wil dit nie sien nie. Nee. Sy wil nie. Nee. Moet dit nie doen nie. Goed. Ons beweeg aan na 'n volgende oggendpraatjie toe. So, die vraag is, hoe ver dink julle kan 'n 3-wiel kar 'n mens neem?
Seker. Half marathon, 21 kilometer. That's what I'm guessing. That's where I'm going to leave my trust in a 3-wheel car. Van hier af tot in Bloemfontein. Sure. Wat vanaf Londen tot in Kaapstad? Nee. Glo julle my nie? Goed. Ollie Jenks en sy vriend Seth Scott het besluit om met 'n Reliant Robin van Londen tot by Kaapstad te ry. Ja. Okay, so dis baie belangrik om nou kop te hou hierso. Die kar, bekend as Sheila, is 'n klein 3-wiel voertuig wat nooit vir lang afstand reise ontwerp is nie. Sonder kragstuur, sonder ligversorging en met 'n gesukkel teen opdraandes, was dit van die begin af 'n reuse uitdaging wat 'n mens nou maar net kan dink, nê. Die reis het meer as 4 maande geneem en was vol gevaar en onvoorspelbare oomblikke. Hulle het selfs deur gebiede waar daar politieke onstabiliteit was, wat 'n staatsgreep in Benin en militêre aktiwiteit in Nigeria insluit, gereis. Nou in Kameroen is hulle selfs vir 'n gedeelte van die roete deur die weermag begelei. Daar was ook baie tegniese probleme. Die radkas het in Ghana ingegee en later het die enjin heeltemal gebreek. Hulle kon tog met die hulp van plaaslike inwoners en motorentoesiaste elke keer weer op die pad wees. Na meer as 120 dae het hulle Kaapstad uiteindelik bereik. Sien julle kans vir so 'n reis? Dis baie avontuurlustig vir my. Dit is, nee, en mens dink aan daai 3 mense ook van die Verenigde Koninkryk wat Londen Kaap toe gery het in 'n bakkie en hulle het genoeg gesukkel. Nou praat jy oor 'n 3-wiel voertuig wat reg deur Afrika en al daai lande moet ry. Nee, dit is nie vir my nie, hoor. Ookie vir my. Maar well done. Like I mean, they actually finished it. So that is something to be applauded. Yes. Pieter, dit lyk of Ek jy dink kan dis so sien. ongelooflik. Ek het nogal baie keer gedink ek sal so iets doen en graag wil aanpak saam met die regte persoon of persone. Want presies dit, ek dink is 'n lekker avontuur. Ek het natuurlik nie die tegniese agtergrond of niks as 'n radkas moet breek of ietsie, so sou ek so iets doen, moet ek die regte mense saam met my vat. Maar dink net hoe lekker dit is en die storie wat jy kan vertel. En eendag as jy daar op huis Herfsblaar se stoep sit, dan kan jy net vir jouself en jou kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en kyk, ons mos nou gesê ons gaan oud word. Ja. Die stories vertel. Well done to them. Nou op hierdie stadium dink ek nie sal ek dit kan doen nie, maar definitief 'n bietjie later. Net so 'n bietjie later sal ek dit graag 'n bietjie wil doen, jy weet. Ja. Ook maar met 4 wiele. Jy het al gehoor van die ouens met die fietsse Ja. en ouens wat al om eilande en vastelande geroei het en Ja, goed. ja. Maar ek dink as dit iets is wat hulle dalk wou gebruik het om bewusmaking te skep, then I'm all for it. So, well done. You guys survived 120 days in a 3-wheeled car. Nou ja, toe. Wel, so van die os op die jas. Velsorg kan 'n mooi veeverhaal met 'n gelukkige einde wees. Crème Classique Velsorg, die silwer randjie vir alle velsorgbehoeftes. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems en onafhanklike apteke, Takealot of aanlyn by Crème Classique. 2 kykers kan elk 'n Crème Classique geskenkpak ter waarde van R2800 wen. Skandeer net die QR-kode hier om op Facebook en Instagram in te skryf. Nou jy kan ingeskakel bly want ons is net hierna weer terug. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning en onthou ook om ons op alle sosiale media platforms te gaan volg. Bly ingeskakel. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon.
en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Well, in the New Democracy on that particular day, I was at a school in Greymont for voting. It went very quickly, but if you checked on the news that day, there were helicopters flying all over, and there were just rows and rows of people waiting to vote. Okay, there was a air of optimism in the country that things were changing. I think it's incredibly important that people go and vote. Unfortunately, when I speak to youngsters, my friends, kids, grandkids, all of them say, but why bother? Why am I wasting my vote? And I say to them, well, it's very important. It doesn't matter what their political affiliation is, whether it's a blue t-shirt, a red t-shirt, whatever t-shirt. I always encourage them, doesn't matter what your political beliefs and affiliation are. The only way we can make a difference as a country is everybody goes out there and has their say and lifts their opinion of what's going on. Seker so 12 jaar terug dan, hè? Ja. Ek het eintlik vir die eerste keer soos 2 jaar terug gestem. Vir my is dit baie lekker om te weet jy is besig om tog 'n verskil te maak. Ek dink met die jare besef jy ook dat elke bietjie tel. Soos dit is waar dat dit help nie net beweeg weg nie. Ons sê ook baie soos ek dink mense kan vinnig negatief raak of realisties wees oor wat aangaan in die wêreld, maar jy kan eintlik nie 'n opinie hê as jy nie jou deel doen om te gaan stem en te probeer om 'n verskil te maak nie. Ek dink ek het eers op 23 omtrent begin. Om my stem aan buite te sit, dink ek is belangrik, want elke vote maak saak. Ek dink ons dink altyd dat my stem maak nie saak nie, so ek gaan nie stem nie. Maar eintlik met elkeen stem, want elkeen stem het ons mos nou almal gestem. So dan kan 'n ouens vat wat regtig 'n verskil wil maak en die opinie kan tel. The first time that I voted was in 2010. Yes, and it felt all right. And I had a power to vote for the party which I love and want to bring at least change in our country. Die eerste keer wanneer ek gestem het was 2 jaar terug. Ek is nou 24 en ek raak eintlik frustreerd en kwaad as ek hoor my vriende en mense in my ouderdomsgroep voel net nie 'n need om te gaan stem nie. En ja, dis soos ek sê altyd ek sê altyd as jy nie gestem het nie en as jy nie jou bydrae op daai manier gelewer het nie, kan jy glad nie opinie hê oor wat in hierdie land gebeur nie. Dis hypocritical om te sê okay, maar wat gaan my stem doen? En dan kla ons oor die potholes en ons kla oor ons taks wat gevat word en nie gebruik word nie, maar Dit is Vryheidsdag en Suid-Afrikaners vier nie net demokrasie nie, maar ook die pad wat ons as land tot vandag gestap het en dalk ook die pad wat nog voorlê. Maar na meer as 3 dekades van vryheid ontstaan die vraag, verstaan ons nog werklik die betekenis van hierdie dag? En het ons dalk nuwe simbole of maniere nodig om ons as nasie te verbind? Om hieroor te gesels, sluit die professor in praktiese teologie aan die Universiteit Stellenbosch, Cas Webner, nou by ons aan. Goeiemôre prof en hartlik welkom by Goeiemôre Good Morning. Goeiemôre Elsa. Goed, wanneer ons aan Vryheidsdag dink, fokus baie mense op die geskiedenis. Maar wat beteken hierdie dag vandag in 2026 vir Suid-Afrikaners? Ek kan sommer dadelik aan 'n paar dinge dink wat dit beteken in ons eie dag en die geskiedenis is een daarvan. In die eerste plek dink ek is belangrik dat ons onthou op Vryheidsdag
En dat ons onthou wat ons onthou. Ons onthou 'n baie spesifieke dag en gebeurtenis, 27 April 1994, en dat dit die eerste dag in ons geskiedenis was wat alle mense bo 18 kon gestem het. Met ander woorde, dis 'n massiewe oorgang wat gemaak is van eeue se kolonialisme, dekades se apartheid. En ek dink is baie belangrik om net terug te gaan na die geskiedenis en dit te onthou. Maar ek wil bysê ons doen dit op 'n baie spesifieke wyse. Dis 'n onthou wat ons herdenking kan noem. Met ander woorde, wanneer dit herdenking is, soos op Vryheidsdag, dan onthou jy iets uit die verlede in die hede en so kan ek amper sê verander jou toekoms. Dis om iets lewendig te hou. Jy het gesê ek's 'n teoloog, so ek kan hierso die voorbeeld noem van die Pasga, van die Israeliete wat na slawerny uittog gemaak het, en tot in ons eie dag het hulle hierdie viering van 'n Pasga, en dit hou dinge lewendig, sodat hulle kan onthou wat gebeur het, en soos wat hulle hierdie viering doen, vorm dit hulle. Nog iets wat ek wil bysê hierso is, dis belangrik in ons eie dag, want dit vorm ons identiteit, en dit vorm ons ook as 'n nasie. Ons kan praat van groepskohesie, soos wat ons dit vier, en die wyse wat ons dit vier, vorm dit ons in wie ons is en wie ons besig is om te word. Goed, jy het al voorheen geskryf dat ons dalk nuwe simbole as land nodig het. Wat bedoel jy daarmee en hoekom is simbole so belangrik? Kyk, 'n simbool is eintlik, enige iets kan 'n simbool word. 'n Simbool kan 'n reuk wees, 'n voorwerp, 'n handeling, maar dit verwys na iets dieper wat daar agter lê. En simbole is ongelooflik belangrik. Dit het 'n soort van 'n brugfunksie. Dit koppel ons aan 'n groter werklikheid. So jy kan dink aan die simbole van die oorgangstyd van 1994, en die simbole het iets gekommunikeer van iets groter waantoe ons op pad is. Maar ek het gesê enigiets kan 'n simbool word. Neem byvoorbeeld water. Water is 'n pragtige simbool van dorsles, van reiniging, van afwassing, maar water het ook 'n ander kant. Dit is ook vloede, dis ook verdrinking, dis ook die dood. Nou sê nou maar ons nasionale simbool in Suid-Afrika was water gewees vir 'n droë land, en dit vertel vir ons iets van hoe nodig dit is vir ons landbou, en dan ewe skielik tref 'n tsunami Suid-Afrika. Die simboliek van water het dan oornag geskuif, en ek is dan onseker of water nog simboliseer wat dit vir ons moet simboliseer, en wat daai simbool dan ook doen vir ons. Met ander woorde, ek dink dis baie belangrik om van tyd tot tyd te vra, is die simbole wat jy het nog die simbole wat jy moet hê, of is dit dalk tyd om nog 'n ronde te gaan dink oor wat is die mees gepaste simbole, en of daai simbool nog doen wat hy moet doen. So kortweg. Ja, en ons het nou so 'n bietjie meer as 2 minute oor, maar ek moet by hierdie volgende vraag uitkom. Dink jy Suid-Afrika se na 1994 identiteit is steeds besig om gevorm te word? Absoluut. Ek sal so kort as moontlik probeer antwoord. Ek dink ons is op 'n reis, op 'n baie lang reis, en ek sal graag daai reis vergelyk met die bekende fases van die sterwensproses, waar daar ontkenning, woede, depressie, al daai goed is. Daai reis behels dat iets wat was, letterlik moet doodgaan, en dat dit nie meer daar moet wees nie, sodat ons kan uitkom by iets heeltemal nuut wat opstaan. So ek dink definitief ons het nog 'n lang pad. Daar's 'n klomp mense wat sê ag nee, wat ek sien meer lus hiervoor nie. Maar ek dink dis ongelooflik belangrik dat ons inkoop en besef, jy weet, hierdie pad is nog 'n lang pad wat gestap moet word. Goed, nou het ons so 'n minuut oor. As ons praat of verwys na nuwe simbole, hoe lyk dit prakties? Dis moeilik om te sê. Die eerste ding wat ek sal sê is wanneer ons werk met nuwe simbole, is dit baie belangrik om te kyk wie gaan almal deelneem om 'n nuwe simbool te ontwerp. En ek dink van die
absoluut voetsoolvlak af moet daar deelname wees, want 'n paar mense in magtige posisies moenie namens ander gaan besluit wat daai simbool moet wees nie. Op 'n baie praktiese vlak in die 1970s en 80s het die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika die simboliek van 'n kers gevat. En om daai kers het hulle doringdraad gedraai en dit op die nagmaalstafel gevat. So 'n klassieke simbool, het hulle net iets klein mee gedoen en dit in die konteks, die moeilike politieke konteks verbeeld. So om 'n nuwe simbool uit te dink is eintlik nie so moeilik nie. Goed, die tyd het ons ingehaal, maar baie dankie dat jy vanoggend die moeite gedoen het om met ons te gesels. Wat 'n interessante gesprek. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Goeiemôre, good morning, en dis nou sporttyd. Ek is Arnold Getz. Freedom Day endurance meets purpose in one of South Africa's most symbolic ocean races, the Prescient Freedom Paddle around Robben Island. It's a very grueling 27k journey that not only tests physical strength, but also represents resilience, determination, and growth. Joining us now, one of the paddlers, Sibusiso Phineas Zulu, also known as Sosi. And as we are recording this before the time, you'll be on the water when this goes out to our viewers, which is an interesting thought process. But how many of these have you done? And I'd also like to know, how did it all come about? This is going to be my first one. Okay. I actually just started ocean paddling. Oh, really? About 2 years ago. Okay. Since I started, I never looked back. And I'm doing as much as I can. And Sosi, obviously it's not the easiest paddle in the whole world. Obviously everything goes, there's kayaks, there's canoes, etc., etc. But what are you going to be using, and are you competing in the doubles? This year, it's a doubles year. Right. So I'm going to be paddling with Sandile. Okay. He's also sponsored same with me, like by HelpLink. And I assume when you paddle those waters, I mean, there's all sorts of problems underneath the water and on top. I see they even warn on the website that it may be foggy. And then obviously you're going to need to GPS, don't you? That is correct. Paddling in the sea can be very unpredictable. There's a lot that you need to prepare, and there's a lot that can come up. So, it is quite tough. It's a daunting task, isn't it? Yeah. What are you expecting
on the day? I'm hoping for a very nice day. I hope Cape Town clears up on that day. But yeah, you know, Cape Town conditions always windy and there will be waves. But yeah, I'm just hoping it's going to be a beautiful race this year. Let's hope so as well. How many people will be competing? We've got about 375 entries, and the entries haven't closed as yet. Okay. So yes, the race has been growing because it started about in 2018, and it was small at the time. So there's quite a lot of interest, and a lot of people are joining every year. I see on the website that the President Freedom Challenge and the paddle, there's paddling for conservation, which is with Sand Parks, and also paddling for smiles, which is truly amazing. Yes. And it's always lovely when races such as these are able to put back something, isn't it? Yes. Yeah, so in most of the times, businesses are always trying to put something together for NGOs like that. Yes. Let's talk for a second about how you started. What took you to ocean paddling? So I've always been a flat water and river paddler. Okay. I think up until one of my mates, when we were training for the flat water, I was like, we need to start training in the sea. And then it didn't make sense to me. And then I went out in the sea and it was beautiful. It was a different environment. I think that is how I got started with ocean paddling. And if you say flat water paddling and river paddling, are you talking Doozy and Umko and those sorts of races? Yes. Okay. So that is your Umko, the Doozy. There are many other races that are also happening in Cape Town, like Back River Marathon and flat water as well on the dams. And what intrinsically is the difference between doing that type of racing and racing on the ocean? So the first thing, the boat is still the canoe, but it looks different because the sea boat needs to be a bit big so that it can be able to survive the waves. But basically, the sea can be unpredictable, as I've mentioned. It can be rough, whereas if you're paddling on the flat water, you use a nice boat that wouldn't get damaged, fancy boat most of the times. And also, rivers are also a different game because there are rocks that you need to work around. And then from a technical point of view, talk to me about the paddles. Are there different paddles? For instance, if we're talking flat water, is that a different paddle to what you would be using during the race on the Monday? So yeah, the paddles are very different. Like a river paddle will be something that needs to be able to hit on a rock and still be fine. Mm-hmm. Whereas on the flat, you use a nice paddle. It doesn't hit any rocks, and it's nice and light. They're normally expensive. But yeah, for the flat water and the sea paddling, the paddles are the same. Right. I guess for our viewers, this question would come up. What happens if you're 10 k's away from Cape Town on your way to Robben Island and you have a little swim? The boat overturns. What happens? So in most of the times, if you fall out, you need to be able to get back in your boat. Which in the ocean is not the easiest thing in the world to do, is it? It's not easy because it's very wobbly. But then that is what you train for. You must prepare for that. You must practice. If you fall out, you must be able to get back in your boat. Sometimes you are very tired. Sometimes the sea is very rough, and then there is where you need to start applying your safety precautions. That the stuff that you carry that you carry with that can help you to make a signal so that maybe a rescuing boat can come and help you. Do you carry flares? Yes, we do. Right. Yeah. You also have a life jacket, obviously. You also have a life jacket so that, you can be able to at least swim as much as you can. Yeah. In case things doesn't go according to plan. Talk to me about feeding. What do you guys do to keep up the energy? Because 27K is a long way to go, and the water on top of it all mostly is rough. What do you do as far as nutrition is concerned? So you need to bring a lot of stuff that you need to drink. So I'll normally use an energy drink like your energy Powerade or Energade. Yep. And
you must also carry some food. Okay. Such as? So those are your energy bars. You can carry a banana. You can just tip it maybe behind you on the boat. And then you do need a lot of water because the sea is very salty and can get you very thirsty quite quick. Yeah. And there's the other problem, of course, is sunburn, because the sun comes straight down and back off the water. I've had that in the doozy where you burn like there is no tomorrow. It doesn't matter what you do. Yeah, if I can show you, like you can see, I get a lot of sunburn, so you must always apply the sunscreens and all of that. And your partner, how well do you guys know each other? I actually met him through HelpLink. He's based in East London. Right. So we did a PE to East London race last year, and that is how I met him. Okay. Yeah. And you guys are ready to rock and roll on the day? Yes. So he was racing. We did the same race, but in singles. Okay. And we were more or less at the same in the field. And I know that he's a very good paddler. Sosie, best of luck and thank you so much for coming in. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en sommer meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van Sayora se reeks te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company kwaliteit sorg elke dag. Bly ingeskakel, ons gesels volgende oor 'n wonderlike inisiatief vir skrywers. Jy kyk na Goeiemôre, good morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Kyk, goeiemôre, good morning. Vandag gesels ons met iemand wie se kreatiwiteit nie in een boksie pas nie. Van musiek saam met die Melkwerk-kommissie tot haar eie visuele kuns en skryfwerk. Lucinda Bosch gesels met ons oor haar kreatiewe reis en haar betrokkenheid by Skryfnet en wat nog alles voorlê. Lucinda, dit is so lekker om jou hier te hê by Goeiemôre. Dis so heerlik om hier te wees, dankie. Jy is so 'n algehele kreatiewe mens. Ek kyk na jou kuns wat ek altyd sien op sosiale media en jou skryfwerk, jou musiek. Hoe pas alles by mekaar in terme van jou kreatiwiteit?
Ek is mal daaroor om te skep of my hande besig te hou. So as iets vir my 'n bietjie te min uitdagend is, te maklik raak, dan hou ek daarvan om iets anders te probeer. So ek is mal daaroor ook om in prentjies te dink. So as ek liedjies skryf, dan vorm ek gewoonlik eers 'n prentjie in my kop en skryf om dit en dieselfde met kuns natuurlik. So dit voel vir my so pas dit by mekaar. Dis alles prentjie gedrewe. So voel jy asof jou verskillende kunsvorms almal uit dieselfde kreatiewe stem uitkom? Ek voel eintlik nie so nie, want my balpunt tekeninge is baie eksie perfeksie en dan my ceramic goed is bietjie meer, ek het 'n ma geword onlangs, so dit is 'n bietjie meer speels en kleurvol en ek voel die twee vul mekaar goed aan, want dit is asof dit twee verskillende plekkies is wat juk in my kreatiewe aura of lewe en dan krap ek albei. Is daar nou nog iets wat jy regtig graag wil aanpak? Want jy skryf, jy doen musiek, jy's 'n mamma, jy's net so 'n volronde mens. Wat wil jy nog aanpak in terme van jou kreatiwiteit? Ek wil bitter graag 'n cabaret doen by 'n kunstefees. So ek skryf en ek het ingeskryf en so ons hou duime vas, dit gebeur hierdie jaar, maar ek sal so graag by 'n kunstefees iets wil doen wat nie onder die vaandel van die Melkterkommissie is nie, wat meer 'n solo projek is. Dit wil ek baie graag doen. Jy noem nou die Melkterkommissie en ons het onlangs gesels oor daai nostalgie van MK dae en al daai hele beweging wil ek sê. Mis jy dit en wanneer sien ons nou weer die Melkterkommissie is besig om op te tree? Ek mis dit verskriklik, maar ek mis die mense, want mense het is in so interessante tyd van jou lewe wat jy jou blokkies bou wat jou fondasie is vir jou groot mens lewe en mense het 'n groot impak op jou lewe dan en om hulle dan minder te sien want almal het nou kinders en vaste werke en so is moeilik, maar die Melkterkommissie doen nog optredes, maar minimaal. Seker 4 maar dis hoekom ek vra. So dit is eintlik dan nou lekker, jy weet, want dit is nie meer so, ons moet nou soveel optredes 'n maand doen om 'n huur te betaal nie. Dis nice. Ek wil 'n bietjie gesels oor jou werk met Skryfnet. Wat behels dit? Skryfnet het 'n skryf skool of 'n skryf ding wat jy kan inskryf om 'n liedjie te leer skryf. En dit is met Dion Meyering. Dit begin aanlyn die 4de Mei en ek kom in die 5de en die 6de Junie met die praktiese gedeelte wat ons bymekaar sit om 'n tafel en jy speel vir ons die liedjies waaraan jy werk en ons help jou om 'n bietjie te werk daaraan en dit bietjie te tweak. Die ding wat ek mal is oor is ek is mal daaroor om op skryfkursusse te gaan. Ek was nou al 2 keer by een saam met Rihanna Skeepers, want mens leer so baie by ander mense en dit is vir my iets wat ek koester, is om fisies saam met iemand aan 'n tafel te sit of in aangesig met iemand te wees en by hulle te leer. Al is jy reeds 'n liedjieskrywer al vir hoeveel jaar, dit maak nie saak nie, mense kan altyd nuwe dinge leer by mense en nuwe inspirasie by hulle tap. So ek sal mense aanmoedig, al is jy 'n liedjieskrywer alreeds, maar jy is net geïnteresseerd om dalk net weer ietsie, 'n vlammetjie te, jy weet, wakker te maak, dan kan jy inskryf. Dit is regtig lieflik en Dion Meyering is 'n wonderlike mens. Hy is so kreatief en hy's 'n sagte mens wat vir my altyd ook help as jy met kreatiwiteit werk. Jy weet, as mense empatie het. Ons het nou net gepraat van MK, daai hy's glaskas Dion Meyering, né? Hy was glaskas en hy was saam met Bouwer ook in Dans Lisa. O ja. Daai era was regtig net untouchable wanneer dit kom by kreatiwiteit. Is almal 'n liedjieskrywer? Het almal 'n liedjie binne hulle, dink jy? Ek dink almal het 'n storie en wat is 'n liedjie anders as 'n storie? So as jy voel jy het iets wat jy wil vertel of wil deel, dan kan Dion en ek jou definitief help om dit te struktureer sodat dit 'n liedjie kan wees. Jy het regtig op 'n jong ouderdom begin liedjies skryf. Wat was dit aanvanklik wat jou laat begin het? Ek gaan dood eerlik wees met jou en dit nou, omdat ek nou 'n ma is, het dit my nou herinner daaraan. Ek was verskriklik lief vir animasie toe ek klein is en dit is mos altyd baie musiek gedrewe. Maar van kleins af het ek liedjies opgemaak om goedjies te onthou. Selfs toe ek studeer het ook het ek dit gedoen. So ek weet eerlik nie waar dit kom van, jy weet waar dit vandaan kom nie, maar dis iets in my wat die lewe vir my lekkerder en makliker maak, is om te sing oor wat ook al vir my uitdagend is. Ek kyk so na jou en jy lyk vir my asof jy elke aspek van jou lewe net geniet. Jy het kreatiewe uitlaatkleppe, jy is net so
Lucinda. En dit is vir my net so pragtig. Jy doen ook Pilates afrigting. Verduidelik bietjie daarvan. Jy het 'n nuwe studio nou. Ja, ek het begin met Pilates want omdat ek so lank gesit en teken het met verskriklike slegte postuur het my skouers seer geraak en toe begin ek om Pilates te doen en ek het so verlief geraak daarop want dit is so gefokuste manier van oefen en dit bring jou soort van in die oomblik in. So dis nie 'n ding wat jy moet gaan doen want ek moet nou gaan oefen om 'n sekere manier te lyk of so nie. Dis vir my amper 'n ding om te gaan doen om myself te gereed te kry vir die dag of ontslae te raak van die dinge van die dag. So Pilates is vir my 'n lieflike manier om met mense te connect en ook omdat dit 'n manier is wat 'n mens vir iemand moet verduidelik stadig hoe om te beweeg, is dit ook prentjie gedrewe. Want ek dink byvoorbeeld as jy nou uitasem, moet jy jou ribbetjies na mekaar bring en dan dink ek jou ribbes vat hande. Jy weet seker goed, dis vir my so poëties om te speel met dit. So dit is vir my 'n lekker manier om 'n leefstyl te leef wat gesond is, maar ook fun is. En iets wat jy jou dogter ook kan leer. Precies, en jy gesels baie veral op jou sosiale media oor ma wees en ek dink dis iets waaruit jy so baie vreugde kry. Wat is vir jou die lekkerste deel van mamma wees? Om haar verbeelding te koester. Om saam met haar te loop in die tuin en te soek vir slakkies of vir haar te sê in watter blommetjie bly watter diertjie. Dit is vir my so mooi. Die deel van ma wees wat vir my die belangrikste is dat ek weer 'n kind kan wees. En dit is lieflik en dit maak my skoon emosioneel om daaraan te dink. Dis ook so lekker om te sien hoe hulle persoonlikheid ontwikkel. Hulle word sulke mensies en hulle soos wat hulle groter word en meer ontwikkel is hulle meer onafhanklik van jou, maar dit is eintlik lekker om dit te sien, al is dit soms bietjie hartseer. Terug na die kursus, skryf net waar kan mense meer inligting kry, waar kan hulle kom aansluit by die kursus saam met jou en Dion Meyer? Skryf net .co.za is die maklikste. Dan op hulle webwerf sal jy nou al die inligting kry en daar kan jy ook inskryf en ek dink daar is ook 'n manier wat jy afbetalings kan doen op sekere maniere wat ook makliker is nou so daar. So asseblief gaan kyk net daarna en dan hoop ek sien jou die 5de of die 6de Junie as ek bykom. En Lucinda, waar kan mense vir jou volg? LucindaArt.co.za of op Instagram Lucinda Rosa Bosch. Baie dankie. Jy is soos 'n lig in mense lewe. Dit was regtig nou wonderlik om met jou te gesels vanoggend. Dankie Rosanne. Dankie. Lucinda, een van my hartsmense. Ek is so lief vir daai vrou. Ons gesels net hierna met nog 'n formidable vrou, Arien Louise van Wyk. Sal jy wil jy ingeskakel bly? Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen?
Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. En ons het sopas na 'n nuwe enkelsnit Sal jy, wil jy geluister en geloer, so maak reg vir 'n bietjie pop passie en pink, want volgende is sy hier. Arien Louise van Wyk, goeiemôre. Goeiemôre. En ek sien die pink is vandag 'n bietjie meer rooi. 'n Bietjie rooi, ja. Ons hou daarvan, baie dankie. Dankie. Iets Man, vier, waarom kom jy hier ingeval vandag? Dis so lekker. Ek is so. Ek probeer dit so 'n bietjie wegsteek, maar Ja. ek is in so warm. Môre Irene, hallo. Hallo, gaan dit? Hallo. Ek wil liewerste nie weet wat se frats ongeluk jy jou getref het vandag nie. Yes. Kom ons gesels oor jou musiek. Die liedjie is nou al 'n rukkie uit. Hoe reageer mense op hom tot dusver? Sover baie goed. Ek onthou ook nog met die preview het die mense gesê hulle kan nie wag vir die liedjie nie. Hulle begin hom al klaar sing by die shows. So ja, die terugvoer sover is wat ek al gehoor het, is great. Maar is baie lekker. Weer lekker hoekie soos sal jy, wil jy. En dit bring my nou terug by die hoek en net jou hand. Jy moet nie jou hand brand nie, jy moet tekkies brand. Die tekkies brand. Yes, sorry. Hierdie is ook 'n nuwe era vir jou musiek, baie meer selfversekerd, meer volwasse, lekker modern. Voel jy dis maar net nou tyd dat jy 'n bietjie wegbreek van ons ken jou nou as die sokkie, die danskoningin. Kyk, ek dink nie ek sal sommer wegbreek van die sokkie vibe af nie, maar ek is stout vir 'n ballade. Ek love 'n liedjie met mooi woorde en lirieke en sulke goed, en ek wou 'n song gevat het wat mooi lirieke en sulke goed het en net 'n lekker beat bygesit het en nog steeds jy kan lekker sokkie, maar jy kan dit nog steeds, die lirieke voel. Dit is nie net vat 'n pappie, swaai, gooi meal, ietsie anders, ja. Weet jy, maar die liedjie het natuurlik ook 'n bietjie meer van 'n speelsheid ook in hom. Hy is speels, nommer 1, maar ook die intense liefdestema. O ja, verseker. Ek hou daarvan. Ja, my goal vir die song is ek hoop die mense stuur dit vir mekaar. Soos ag liefie, dis hoe ek voel oor jou en kom ons speel hierdie op ons troudag. Maar dit soos daar's lirieke in die song wat sê ek kry nie asem sonder jou nie, en dit is vir my die mooiste lirieke. Is dit 'n gedagte wat jy gedeel het? Roe Kloete het natuurlik ook die liedjie geskryf of saam met jou geskryf, of moet jy te werk gegaan om by hierdie konsep uit te kom? Of ken hy jou al so goed en gesê, Rientjie, ek ken jou. My so goed. My liedjieskrywers ken my so goed. Roe en Emil wat nou ook al 'n hele paar songs vir my geskryf het. Hulle ken my so goed, hulle ken my vibe. Ek hoef nie eers meer vir hulle te sê ek like dit nie. As ek daarna luister, dan weet ek hierdie is 'n liedjie wat ek sou geskryf het as ek nou 'n liedjieskrywer was. En Roe, toe ek die song hoor, dis daar's niks wat ek even aan die song wou verander nie. Dit is net so mooi. En dan wanneer dit by die musiekvideo's kom, ek ken die span jou ook al so goed dat hulle presies weet. Irene gaan hiervan nou. Ek is baie happy om te sê dat die musiekvideo is gewoonlik waar ek shine. Want dit is gewoonlik waar ek my eie idees kan inbring. So hierdie idee was myne gewees, Boertjie voor my deur se musiekvideo idee was myne gewees. Baie van die kere, omdat ek nou nie so groot impak het by die skryf of die producing, want ek weet absoluut niks daarvan nie, dan probeer ek bietjie kreatief wees met die musiekvideo's en dit bietjie my eie maak en my eie idees bring. Jy is die een wat daai liedjie sy lewe gee. Jy weet die gedagte kom daar, but I will make this one happen. There we go. Kry hom in die baba doeke en dan word hy die tiener en uiteindelik volwasse ook saam met jou. Jy ook van travel, jy was onlangs in Dubai. Wat het daartoe aanleiding gegee of wat het jy daar gaan maak? Ja, ek het bietjie Abu Dhabi toe gegaan. Ek het daar geshow en ek het die geleentheid gevat, dus ek gaan nou bietjie, ek was nog nooit in Abu Dhabi nie. So toe besluit ek om net bietjie langer daar aan te bly en toe bietjie Dubai te doen en ek is net terug voor die oorlog. So ek is baie dankbaar daarvoor. Ek sou dit nie maak nie. I would simply just pass away van al die stres. Maar ja, dit was baie lekker geweest. Ek is daai tipe persoon, as ek travel, like ek om die ander goed te doen en nie net om mooi te gaan sit by 'n restaurant en 'n fotootjie te neem. Ek wil explore, ek wil al die tema, die theme parks doen, dit is waar ek draai. Ek wil net vra, het hulle daarom 'n lekker theme park of twee gehad? Hoorie, ongelooflike rollercoasters. Dit was vir my so lekker. Die een dag het ek gegaan, maar dit was Ramadan dag geweest, so dit was verskriklik stil. En toe gaan ek sommer op 'n paar van die rides 5 keer. Dit was fantasties. Arina, jy weet, my vrou Lotie
sy hou nie baie van die theme parks. Sy sê love it, maar om die rides te ry, staan sy gewoonlik terug. So dalk moet jy eendag en ek en jy met ons Gold Reef City Oei. aanpak of iets doen in. Die ding is, die theme parks aan daai kant lyk ons Gold Reef City baie sleg. Ja, ek het maar net ietsie genoem. Ja, nee, dis my favourite ding om oor see te gaan en dan hulle theme parks of hulle die crazy goedjies te gaan doen daar by hulle. Ek het ook in Dubai het ek 'n skyline gedoen. En jy van gaan die- weer met kom van kuier die- om vir my daai te vertel, want van die marine. Ja, daai skyline stories gee my 'n holkol op die maag. Ongelooflik. Ons tyd het uitgehardloop. Dankie dat jy kom inloer het. Baie Ons gaan vir jou dankie dop op die sosiale media platforms om seker te maak ons mis nie 'n show en 'n volgende lekker nuwe liedjie of iets van Irene Louise van Wyk nie. Dis al van ons kant af. Sien môre.